My broers en landgenote, hier staan ons op hierdie oomblik voor 'n heilige God van hemel en aarde. Ons doen 'n gelofte aan hom, dat ons, as hy ons sy beskerming sal verleen, as hy ons vyand in ons hand sal gee en ons met oorwinning sal seën, 'n huis tot verheerliking van sy groot naam sal bou. Dat ons die oorwinningsdag elke jaar soos 'n dankdag en Sabbat tot sy eer sal deurbring. En dat ons dit tot in ons verste nageslagte sal bekend maak, sodat ook ons kinders en kindskinders dit tot sy eer sal gedenk. Want sy naam word daardeur verheerlik en die roem en eer van die oorwinning wat hy ons mag gee, word hom toegebring. Die godsdienstoefening is afgesluit met die sing van verse 12 en 21 van Psalm 38 en Psalm 134. Gane jong mens drome, echo uit die klowe van my bos begroeide hart en krap aan die ou rowe. Verbreekte belofte, ongedane take, wrakke op my skofte, niks meer aan te make. Jakkalsjank in my oë, wolwe huil in my siel, weswind wat die droë herinneringe verniel. Skemer horison lê oop, teen die afdrandbulte, waar die jaartal nou vinnig loop, na die ewige stilte. Te laat het ek verstaan, toe daar nog baie tyd was, waar vuur deur die gras gaan, bly uiteindelik net die as. Ek kon die vuur doodslaan, wat in my boesem brand, voordat dit te ver gaan, en merke brand in hart en verstand. Jakkalsjank in my oë, wolwe huil in my siel, weswind wat die droë herinnering in my verniel. Toe het die vaders van die volk hulle na 'n jong predikant gewend. Hulle het hom gevra om hoofredakteur van die eerste Afrikaanse koerant te word. Hierdie man het die landskap voorberei vir die gebou wat moes kom. Dit was Dr. D.F. Malan. U staan op die scheiding van 2 eeuwen. 1938. Die Ossewaard trek. Hoe goed onthou ek nie Dr. Malan se toespraak by Bloedrivier nie. Dis hierdie eeuwfeestjaar wat die volk wakker roep uit sy doodslaap. Dis Danskraal en Bloedrivier wat het weer oor Suid-Afrika se vlaktes uitpasuin. Dat om te kan oorwin, jy boven alles nodig het om op te en volg sy voorbeeld na.
En halfpad tussen 38 en vandag nog 'n groot gebeurtenis in die lewe van my volk. Hulle het in hulle duisende gekom en met boere geesdrif fees gevier. Die hange van Monumentkoppie het gedaver soos hulle juig en sing by die inwyding van die Voortrekker Monument op 16 Desember 1949. En toe breek die heilige oomblik aan met Dr. Malan aan die woord. Die uur is nou daar. Die sonnestraal uit die hemel val nou op die sarkofaag. Dit verlig nou daar die toewydingsgelofte wat nou en vir altyd diep ingegrif en onuitwisbaar op die hart van elke Afrikaner geskrywe moet staan. Ons vir jou, Suid-Afrika. Ek gee nou die teken vir die ontsluiting van die monument. Volk van Zuid-Afrika, of ook u wat met trots op uw borst slaan en u zelf een Afrikaner noemt, waar gaan jij heen? Zal Zuid-Afrika nou en altijd, zal u voor uzelf en voor uw kinders die uitdaging aannemen en moedig en vastberaden uw taak aanvaardt? Waarheen Zuid-Afrika? Je antwoord hierop kan alleen door u zelf gegeven worden. Vandaag met die woord, maar daarna met die daad, als daar die ziel doorzoekende vraag om dan aan u opdringt. Afrikaner, o waardes, waar gaan jij heen? Staan dan stil en draai terug. Terug naar uw volk. Terug naar uw volkse hoogste idealen. Terug naar die pand wat ook aan u toebetrouwd is om te bewaren. Terug naar die volksaltaar, waarop u uw offers moet leggen. En als dit van u geëist wordt, ook u zelf als een offerande. Terug naar die heiligheid en die onschendbaarheid van uw gezinsleven. Terug naar uw christelijke wandel. Terug naar uw christelijke geloof. Terug naar uw kerk. Terug naar uw God. Hulle was die bouwmeesters,
Die argitekte van die republiek, hulle en andere voor hulle, generaal Beyers, generaal Joubert, generaal Delarey, de Wet, president Steyn, Paul Kruger. Die meest centrale figuur in ons volkse geschiedenis is Paul Kruger, echter niet slechts man van die verleden nie. Hij is ook, en wel boven alles, man van die toekomst. Zoek in die verleden, zo het hy gesê, dat wat goed en schoon is, en bouw daarop je toekomst. En daar die toekomst was vir hom helder. Maar hoor nou verder. Baie van wat opgebouw is vernietig. Maar met eenheid van zin en eenheid van krachten kan weer opgerig word wat afgebreek is. Want al het hy in sy eie persoon van die toneel verdwyn. Hy het toch die fundamente gelê waarop daar die toekomst, wat hy met sy geestesoog gesien het, alleen vast en zeker kan verrijs. Slechts 50 jaar is nou voorbij. En heel Suid-Afrika is nou een soeverein onafhankelijke land, met die onbetwiste recht met die onbetwiste recht om op stadkundige gebied sy eie lotgevalle en sy eie toekomst te bepaal. Die vraag is hier gepas en mag wel gestel word of Paul Kruger sy toekomstgezicht die herstichting van een republiek in Suid-Afrika ingesluit het. Daarop kan alleen geantwoord worden dat Paul Kruger gedurende zijn hele leven geen ander
Ek wou my woorde neerskryf, nie om digter te wees, maar om my kort verblyf op die lewensvlakte te herleef. Tog skryf ek vir jou, soos met 'n brief aan 'n maat. Ook jy moet voel hoe die rou my nooit verlaat. Ek skuif die gordyn skreefie groot oop, en voor 'n brokkie van die mooi verdwyn, moet jy dit saamvat, voordat jy verder loop. Ek laat die soeke na wat hulle bedoel, aan skilders en digters oor. Ek wil dat jy moet verstaan en voel, voor ek die sin in kuns en metrum verloor. Sou ek die blinder groter oopmaak, sou jy dalk soos 'n vlinder in my bisiegras gedagtes verstik raak. Naby 'n ou swartkop lê 'n paar morge, waar tarntale holte skrop sonder skrik of sorge. 'n stukkie land en 'n stukkie vlei, 'n ou voer en 'n enkel kweperboom, waar tinkinkies in bly. 'n paar bees wat loom in vleigras en bissies by. Dis die plekkie waar my hart altyd agterbly. 'n eindelose wye land, met vlaktes, bos en berge, waar gemsbokke in die sand die warm winde terge. 'n hartseer land, droef en droog deur die son verbrand. Dis waar haar verlange altyd brand. Miskien sal ek eendag swerf en bitter poësie op 'n vuil muur met bewend handverf. Op winteraand met hekse uur, 'n dronke hoop dat jy sal verstaan waarom ek die gryspad loop en as mens so moet vergaan. Hoeveel jare lang moes my gryse ma alleen en bang luister hoe die winde kla. Die verafdreuning van die trein en sy skril gefluit het met die wind 'n refrein gekerm om vensterraam en ruit. Pa was lankal dood, maar sy het klein en maar in 'n nou vreemde land haar brood teen die donker magte bewaar. Dit was toe dat God na haar bietjie kom. Jy het my gebed altyd nagekom. Vrees nie vrou, ek
ken al jou stil gebede. Ek het jou hartseer onthou. Daarom gee ek nou aan jou vrede. Tussen vele vlakke van die mensekring, die sterkes en die swakke, het hy hom ingedring. Dokter en advokaat, boer en ryk sakeman, verkoopman op die straat en gewone goeie man, politisie en dief, sportman en treindrywer, arm man met ongerief en hy wat om geld ywer. Nêrens was hy tuis. Almal was uiteindelik leeg en het hy verder gereis. Almal het 'n lig geweeg. Die vaalpad van verlang, na mense onbekend, bitter beer teen die stang, alleen in eenmanstent. Twyfel en selfverwyt, was het hy of al, en hy vaar met die doodse skuit. Het die winde dryf hom waar hy wil. Toe sien hy die skraalman wat op die water loop. En bleek skrik hy dan. Ek het altyd by hom verby geloop. En hy anker sy skuit by Golgotha se kruis. En hy klim daaruit. Uiteindelik is hy tuis. As almal ver is, word die hart skielik oud. As die wêreld te ster is, afsydig en koud, smeer die gordyne 'n komplot in die lug. Krimp die kusyne en deure sluit dig. As almal ver is, vind jy jouself waar jy in laaie in stil hartkamer stelf. As almal ver is,
as almal ver is, word die hart skielik oud, as die wêreld te ster is, afsydig en koud, smeer die gordyne 'n komplot in die lig, krimp die kusyne en deure sluit dig. As almal ver is, vind jy jouself, waar jy in laaie, in stil hartkamers delf. As almal ver is, vind jy jou siel, weerloos en eensaam, soos 'n vrou voor 'n spieël. As daar geen een is, sit jy als op die skaal, want jy weet wat geleen is, word eindelijk gehaal. Dan kom die waarheid en besweer elke leuen, skenk jou weer klaarheid en laat jou alleen. As almal ver is, vind jy jouself, waar jy in laaie, in stil hartkamers delf. As almal ver is, vind jy jou siel, weerloos en eensaam, soos 'n vrou voor 'n spieël. Augustuswind ruk woedend deur die bome. Bloekoms en pieperboom buig laag voor sy mag. Bladwisselbome skud wakker uit hul winterslaapdrome en beeste staan traanoog, ruggekeer teen sy mag. Stofwolke seil oor die vlaktes en jaag oor die pad, dreunend die suis van die wind oor die rande, vullis en oulap, blikke en plastieksak, smyt hy veragtend in die strate van die dorpe en die stad. Hy ruk aan die deure en vensters van huise, onsigbare boodskapper van die reën. Eersdaas gryp hy die wolke se sluise en ruk met nog groter mag teen die peperboom en die bruin baksteen. Dan plof hy die druppels op die kalkwit stof en sleep suisend die bye met hom mee. Hy skreeu deur die bome as die donder rondplof, maar gaan lê beskeie as God sê nee. Die ou mense sê hy gaan slaap in 'n grot, waar hy stil bly lê tot die bome weer bot. Wat is daar wat ek van my hart kan sê? Want soveel jare het ek dit toegepak onder puin laat lê. En nou het jy aan die stukke rommel geroer.
en met die trilling van jou vingers my hongerhart gevoer. Deur die puin van ou kastele wat die kors daaroor hou, het ek gevoel hoe dat jy na die seerplek grou en met jou sagte vingers my flinterhart herbou. Ek het stil gebly sit, toe hy die vonnis oor my vel, toe hy die son en vlakte veld wegruk, en ek in donker koue sel alleen moes sit. Ek het stil gesit en niks gesê, toe hy die Koran roep en skemerjakkels jank, die huis toe gaan en die kinderkus my ontsê, stil gebly, toe hy my vonnis vir ure lang. Ek het stil en weerloos opgestaan, maar nie verlate en arm aan onthou. In my was my grond en gras, die ou huis en kweperlaan, en van agter die fluitjies riet, die blink wit sekel van die maan. 'n Klipkop met donker besembos, stil vlaktes met winkende rooi gras, by die agterdeur 'n Mayflower wat melkwit blomme trosblom, en die klippilaar waarop die rooi roemer was. Toe gloei in my 'n helder maan wat oor die veld en vlakte skyn, en ek sien vir God voor 'n grot by Lazarus staan, en ek weet hy ken ook my sielepyn.
voor. Maar ek wil nou 'n bietjie met jou praat. Môre Dawie. Môre Rudy. Maar hierso, ons het nou al 'n paar keer hier kom lekker sit en kuier en alles en so aan. Dit is altyd vir ons lekker om hiernatoe te kom. Maar ek wil graag hê jy moet net so 'n bietjie uitbrei oor Bloedrivier. Wat is hierso as mense nou sê net maar vir 'n naweek of 'n week hier wil kom kamp? Wat kan hulle alles hierso doen? Hier is volle kampeerfasiliteite met kragpunte, 'n baie groot ablusieblok met warm water en storte en ook 'n bad. Dan het ons ook 'n paar kamers hierso beskikbaar met 'n eie badkamer of 'n eie stoel. Die meublement sal binnekort opgegradeer word en ons kan baie mense hierso kry. Ons het dit werklik nodig hierso. Maar dit is lekker as 'n mens hiernatoe kom en jy kry net weer 'n bietjie die stilte van die natuur, veral as jy daar onder by die laar en goed rond so. Sê vir my, as 'n mens 'n groot groep mense hiernatoe wil bring, kan julle so 'n groep ook akkommodeer? Ons sal groot groepe kan hanteer. Ons doen dit veral met kinders wat ons in die laar laat slaap as die weer dit toelaat. O, dis baie lekker. Ons het 'n klompie matrasse beskikbaar daarvoor. Ons laat die mense ook toe as dit groot groepe is om 'n kampvuur binne in die laar te maak. Ons het die hout en alles beskikbaar daarvoor net vooraf gereël word. Dis dit. Wat is julle telefoonnommer hierso by Bloedrivier? Die telefoonnommer is 034 632 1695. 1695. En jy kan met Dawie of Elwie praat. As mense van die groot pad af wegdraai hier na Bloedrivier toe, hoeveel kilometers is dit van daar af tot hierso by die ongeveer 22 kilometer grondpad. En dan is daar ook 'n nuwe grondpad deur na die ander slagvelde van Islandwana en Rotsdrift ook wat dit baie korter maak. Ja, ons het gister op toeval so gery. So jy kan eintlik hierdie hele slagveldroete in sê maar 2 ure se tyd kan jy dit doen. Ja, miskien 'n bietjie langer. Bietjie langer, ja. 4 ure. Hoe lank is julle nou al hierso by die oord? Dis nou 3 jaar. En seker baie mense al gesien, internasionale besoekers en so. Ons kry redelik baie internasionale besoekers. Ons het ook internasionale mense wat elke jaar terugkom vanaf byvoorbeeld Holland, die AIBB groep. Hulle kom met 'n klomp campers hierso. Hulle kom elke jaar in Augustus. Hoor hierso, ons het nou so 'n bietjie daarvan gepraat. Kry jy baie snaakse vrae van mense, weet as hulle hierso kom ten opsigte van die oord, glo hulle wat hier gebeur het en so? Nou, die meeste glo, maar daar is enkelinge wat hulle eie weergawe het of vra waarom dit so lank is of so te doen. Miskien 'n rassistiese leer daaraan gee, maar in die algemeen is daar geen rassisme van enige ras af nie. En jy het nou net vir my ook gesê, julle wys gewoon of julle verwys gewoonlik die mense wat hiernatoe kom om 'n draai te gaan maak oorkant by die Zulu Museum. Hoe is die verhouding tussen Bloedrivier se museum en die Zulu Museum oorkant die rivier? Die verhouding is baie goed. Alhoewel hulle op hulle eie is en ons op ons eie is daar 'n goeie verhouding tussen die mense wat in beide kante. En ek sien die oord is pragtig, die gras is mooi kort. Dit is regtig 'n plesier, weet as 'n mens vir 'n naweek wil bietjie wegbreek en so aan. So mense kan die kamers en so aan wat daar is, kan hulle hier met die vir 'n week of wat ook al, maar hulle moet dan net met julle bespreek. Ja, hulle moet net vooraf bespreek. Enige uitsonderlike vandat julle nou al hier is, gebeurtenis wat miskien hier plaasgevind het? Ja, die belangrikste gebeurtenisse was treintoere wat Rudy Rousseau vir ons gebring het en dan ook die hotel op wiele wat ook ons al 'n paar keer kom besoek het en dan baie ander busgroepe van die oorsee af wat toermaatskappye vir ons hier na toe bring. Ek is seker mense is baie verbaas as hulle vir die eerste keer na Bloedrivier toe kom. Hulle weet nie van hoe oulike plek is dit eintlik nie. En die winkeltjie en die lekker etes wat jou vrou aanbied en so. Nee, hulle is nogal, dink dit is maar so baie van die ander slagvelde waar daar net 'n klein monumentjie is en hulle is heel verbaas om te sien dat die ontwikkeling is en dat die plek aangaan en ook baie netjies gehou word. Ja, dis nogal lekker. Sê vir my gedurende Desember maand, die 16de Desember, het julle enige verrigtinge wat hulle aanbied hierso by Bloedrivier? Ons het die fees, ons het elke jaar
heel wat mense, hier was verlede jaar plus minus 1200 mense gewees. Die oggend van die 16e word daar 'n kranslegging gehou. Daar word eers 'n groot oggendgodsdiens gehou, dan die kranslegging en dan die diens in die saal. En daarna is daar een of ander geskiedenisskrywer wat 'n bietjie meer van die geskiedenis vertel. Hierdie jaar kry ons professor Erik Holm wat vir ons kom wys hoe 'n Wawel se Ester omgesit word. Verlede jaar het ons iemand anders gehad, die vorige jaar het ons Dr. Dassenwil gehad wat vir ons ook van die geskiedenis vertel het. So dit is baie interessant. Die hoofspreker hierdie jaar sal Dominee Mossie van 'n Berg wees. Die Saterdag en die Vrydag voor dit is daar ook programme wat aangebied word, soos die Saterdag bijvoorbeeld is Erik Holm se Wawel, dan is daar Klei Osse, Skuifskiet en ook 'n paar ander programme, Jeugskei, daar is swem in die dam wat ons gaan aanbied. So daar dan is daar ook die Saterdag aand konsertkamp vir in die Waalaar en die Vrydag aand is daar. Dit klink baie lekker. Dis daar ook so iets. Sê vir my en dan net en laastens, is kinders baie welkom. Kinders is baie welkom. Ek dink jy seker nogal met hulle ouers kom, hulle kan in skoolgroepe of in toergroepe ook kom. dis seker nogal 'n lekker ondervinding om in die aand so in die Ossewaal by die laar te slaap. Dit is nogal baie lekker. Soms bietjie koud, maar Dit is baie dit is lekker. deel van die pret. Riet Dawie, baie dankie. En so al die mense wat graag 'n draai wil kom maak by Bloedrivier, baie welkom. Hulle is baie welkom. Hulle kan enige tyd vir ons skakel en hulle kan met ons 'n afspraak maak. Dankie Dawie. Dis nou ook vir my baie lekker om vanoggend met Elbie Viljoen te praat. Sy hou die lekker ete se goed hierso aan die gang by Bloedrivier. Môre Elbie. Môre Rudy. Hoorie so jy het al baie lekker werk en so en ek wil weer sê, die etes en so aan is van uitstaande gehalte. Ons ken Elbie ook nou al 'n paar jaar met die treintoere wat ons hiernatoe bring. Sy kan vir groot groepe kos gee. En Elbie, vertel ons so 'n bietjie meer van die kombuis en alles en die besoekers wat jy kry, groot groepe. Ja, ons kry so af en toe groot groepe, danksy Rudy ook. Dan kry ons 'n treingroep hier van gee so 180 mense kos. Gewoonlik maak ons 'n potjie en ons trakteer hulle met allerlei boereetes en allerlei dinge wat vir ons Afrikaners bekend is. Ja, dit is werklik so. Die kos is fantasties. Ek meen elke keer as ek kan nie wag om Bloedrivier toe te kom net om die ontbyt te kom eet nie. Ontbyt is so lekker vullend. Sê vir my Elbie, troues en so aan, kan julle hierso aanbied in die eetsaal? Ja, ons kan in die saal ook troues aanbied. Ons kan wel die saal ook verhuur en mense kan self cater, ons kan die catering ook vir hulle doen. O, dis baie lekker. So met ander woorde, wat is die minimum mense wat julle ene kan vat? Met ander woorde, julle kan seker nie meer as sê 180 mense vat, of kan julle meer as daai groepe vat? Ons kan meer vat, ja. In die saal sal ons kan. Ons kan tot so 250 met gemak. In die restaurant kan ons tot 50 mense met gemak hanteer. Maar dit is seker belangrik dat as mense hier wil kom trou, wat ek dink 'n belewenis sal wees, of as daar 'n groot busgroep of 'n treingroepie aankom, moet hulle seker net dan reël met jou voor die tyd. Ja, nee, ons verkies dat hulle reël, want omdat ons eintlik afgeleë is, ver van die dorp af en al daai dinge, het ons nie al die voorraad in gereedheid nie. Ons moet weet vooraf sodat ons kan alles in gereedheid bring vir hulle. So met ander woorde, al die voorraad en goed voor die tyd weet te koop ja, en so ons aan. verkies dat mense bespreek en ons het ook nie 'n vreeslike groot personeel nie. Dinge moet maar voor die tyd glad gereël verloop hier en goed aangaan. Ek moet sê dat van die treingroepe wat ons al gebring het en so aan, was dit fantasties. Dit is lekker om hierso te kom en die mense te trakteer aan regte Suid-Afrikaanse tradisionele kos. Wat so lekker disse maak jy dat ek net die mense so 'n bietjie kan lus maak om regtig 'n draai te kom. Gemmerbier is nommer 1. Die verkoop ons elke dag hier uit. Ons maak bobotie met geelrys, ons maak vetkoek en maalvleis wat natuurlik 'n treffer is vir die oorseese mense ook. En dan maak ons vleispastye, alles tuis gemaak. Ons kook tradisionele boereete, skaapbout en lekker. Potgebraaide vleise met die gewone pampoen, boontjies en rys en gebraaide aardappels en dan maak ons 'n nagereg vir hulle daarbey. En ons bedien dit met 'n glasie wyn. Dis lekker. Ja. Die enige spesiale versoeke wat julle al gehad het vandat julle hier is?
Nee wat, ek dink die mense is tevrede met wat hulle kry. Ja. Nee, dit is so. Albie, baie dankie. Die mense moet gerus 'n draai kom maak om lekker getrakseer te word op Suid-Afrikaanse tradisionele disse. Ja, ons hoop so. Ons wag vir daai mense wat kom. Dankie Albie, lekker dag hoor. En so is ons toe met die trein deur weer na Dundee toe. Vroeg die oggend het ons daar aangekom en terwyl die kinders nog lekker geslaap het, die groepie voortrekkers, het ons sommer weer kennis gemaak met oom Lourens Posselt se Grietjie Kanon. Maar 'n ongelooflike ervaring. As u nog nooit by Bloedrivier was nie en u weet nie om daar te kom nie. Die adres en die telefoonnommer gaan aan die einde van hierdie video of DVD wees. Asseblief, dis 'n ervaring wat ek glo elke persoon moet meemaak. En as u 'n groep soontoe wil neem en wil hê ons moet help, is u baie welkom om ook vir my te kontak. Dit is seker die eerste keer in die geskiedenis dat ons vir die tweede keer probeer het om 'n ossewaard deur te stuur. En hier is oom Lourens besig om die Grietjie Kanon daar vir ons af te laai, saam met gewillige manne wat saam met ons op hierdie toer was. En oom Lourens weer eens baie dankie. Ek dink was dit ook nie met oom Lourens se entoesiasme sou ons ook nie hierdie ondervinding kon gedoen het wat ons hierdie naweek meegemaak het nie. Ja. En daar staan hy, die replika van die Grietjie Kanon wat gebruik was gedurende die voortrekkers en die Zulu se slagting by Bloedrivier. Jy kan maar self oordeel as hierdie klein kanon so geskiet het en die verhaal wat daar vertel was vroeër in die video, dan was dit uit en uit die hand van die Here gewees wat oor hierdie voortrekkers daardie dag gewees het. Daar kon so baie dinge verkeerd geloop het, want nou soos met hierdie naweek vanaf September tot Februarie reën dit nogal baie in hierdie area in die middellande van KwaZulu-Natal. En dit kon ook net sowel gebeur het dat die kruit nat gereën het. Ja, oom Lourens. Het was ongelooflik geweest. En daarom nooi ek u uit. As u nie weet waar dit is nie, kom maak gerus saam met ons 'n draai. Iemand nie vir julle 'n lighter daar nie. Dis 'n van is blykbaar Lourens. Hy sê hy het enige groter program wat hy soek. Dan die Man, het lyk hom lekker. Wie van julle het nie ook? Eerstens, baie dankie, Ferdi. En vir al die mense wat hier so is, wat Afrika Trein Safari se geleentheid gegee het om julle hiernatoe te bring. Die heel eerste treinrit was ons al 120 mense. Die tweede treinrit wat ons hiernatoe bring was ons al 180. En die Here het ons regtig geseën, ons is nou al seker 270 mense. Baie dankie. Julle kinders, as julle die naweek huis toe gaan, volgende keer dan bring ons jou ma en jou pa saam. Ons gaan reël met oom Lourens, hy gaan ons 'n klompie beeste reël, en dan gaan ons daai aand binne in die laar kamp.
Julle kan maar op daai ossewaans klim, aan die ander kant is skooter, hulle sal nie breek nie. Soos om Ferdi sê, dis 'n baie heilige plek. Nou, ou moet respek hê as jy soontoe gaan, want dit is seker een van die grootste veldslae in hierdie land waar daar plaasgevind het. Nou wil ek weet, wie van julle het nie 'n ketty gekoop nie? Mooi. As julle kansie het, dan moet julle 'n ketty gaan koop, want ek hoor julle van môre oggend 'n bietjie paintball. Dolle aan die kant. Ek gaan aanpas by oom Ferdi hulle se reëlings. Die ossewa is klaar gereël. Nou as ek verkeerd is, kan enige iemand vir my hierso reg help. Ons het seker 4 jaar terug die eerste keer probeer om 'n ossewa deur Bloedrivier te trek. Maar gedurende nou tot en met Februarie volgende jaar reën dit baie. En weet julle hoe wonderlik is 'n dier? Hy sal ook nie sommer deur 'n vol rivier gaan nie. En ongelukkig moes ons die osse losgesny het, want anders het hulle verdrink. Ek glo nie niemand het al geprobeer na 1938 om 'n ossewa daar deur die rivier te trek. Julle kinders gaan môre middag geskiedenis maak. Ek het die oom gebel van die koerante, hy gaan hier wees. En julle gaan help sonder osse om daai ding daar deur te trek. En hierdie mannetjie hiervoor wat vir my gister aan Biltong gegee het, hy kan daar bo, hy kan vir hom 'n meisie kies. Ons sal met hom op pad op sy baas sit. Het gaan 'n wonderlike ervaring wees. Ek is seker van hierdie ander manne wat hierso staan gaan help, dat ons nou nie seer kry nie. Dan wil ek ook net vir my vrou en haar vriendin baie dankie sê. Daar gebeur baie dinge agter die skerm wat julle nie van weet nie, maar sonder hulle kan ons ook nie hierdie rit en goed moontlik maak nie. Vir almal baie dankie. Oom Lourens is seker die grootste steunpilaar, want sonder hom kan ek ook baie dinge nie hier reël en dan dien nie. Ek wil oom Lourens bel en sê oom Lourens het 'n Griekie kanon reg, dan trek hy skoot af. Ferdi, baie dankie. Santos. Ek gee nie af by die nie. Dis lank. Ons het dit 'n vorige keer probeer met osse, hierdie selfe paadjie by Bloedrivier. En ons het gesukkel want ons moes die osse op die ou einde losgesny het. Ek weet nie of iemand dit al ooit in die geskiedenis gedoen het nie, maar vandag is dit 'n baie geskiedkundige oomblik. Ek kry eintlik hoendervleis as ek daarvan praat, want ons gaan hierdie osse wa, net soos die voortrekkers, deur hierdie Bloedrivier trek. Ek is seker hierdie kinders wat ons hierdie naweek gebring het met die trein, 240 van hulle, gaan dit 'n ongelooflike ervaring wees. In die sin van, ek weet nie of iemand dit al ooit gedoen het nie, maar om net vir hulle daai gevoel te gee, wat die voortrekkers moes deurgemaak het. Ook aan Duif en sy vrou en Marikiele wat saamgekom het, hulle was op 'n vorige keer nie hier gewees toe ons dit gedoen het nie. Ek dink gaan hulle 'n baie wonderlike ervaring hê as hulle terugdink aan hierdie naweek. Maar ook aan die kinders, Ferdi Smit met sy voortrekkers. Ek hoop dat hierdie vir julle 'n dag sal wees wat julle vir altyd kan onthou. Ek ook aan my vrou en my kinders. Ek sê baie dankie want ek dink baie keer dink hulle pa is koekoes omdat sy pa en hulle pa sulke goed doen. Maar vir wat die voortrekkers vir ons gedoen het, is net ongelooflik en ons wil net mense ook nooi om hierdie baie spesiale ervaring mee te maak. Hierdie hele ding om die ossebaan goed hier te kry kos ons R1,800. Maar dit is nog steeds
'n ervaring wat ons net vir julle wys. En hopelik die wat na die video kyk, ons sal kontak en ma, pa en die kinders volgende keer saam met ons sal kom. Baie dankie. Ek hoop julle gaan dit geniet. Ons het dit nog nooit gedoen nie, maar dit is nou die eerste keer. Van hierdie ons oom Lourens Posselt. Dis oom Lourens se seun wat ons vandag gehelp het om hierdie ding hier te kry en hulle dit moontlik gemaak. En met hierdie hele ossewa, hy was stukke gewees wat hulle weer heropgebou het om dit so pragtig te maak. Julle sal nou sien as die groep kinders daar oorkant van Bloedrivier afkom. Jy weet, ek hoop hulle is net so entoesiasties wat ek is vandag om geskiedenis te maak by Bloedrivier. Ja, ons loop langs. Wil jy gou kyk? Rudy, wil jy gou kyk of jy nog genoeg dinge op is? As hy afgetel het. Dan ons aanvulling weer. Ja, mens, ek het nie om dit te doen. Ek dink almal nog wel heeltemal te wees. As ons langs die pad sal ons gaan net so verbystap. Kyk julle net daar agter, daar's Bloedrivier. En daar kom die van die groep van 240 kinders wat vanmiddag gaan geskiedenis maak. Kyk, ek slaan ene hoendervleis uit. Want Bloedrivier is 'n baie spesiale plek. Veral as jy hier na toe kom.
voordat jy weggaan, gaan bid maar altyd daar binne in die laar. Mens weet nie wat die toekoms inhou en so nie, maar ons is daarom bly dat die Here nog die toekoms in sy hand hou. Kyk net hoe ongelooflik is hierdie osse waar met die ongeel daar. Vergane jong mensdrome, echo uit die klowe van my bos begroeide hart en krap aan die ou rowe. Verbreekte belofte, ongedane take, wrakke op my skofte, niks meer aan te make. Jakkalsjank in my oë, wolwe huil in my siel, weswind wat die droë herinneringe verniel. Skemer horison lê oop, teen die afdrand bulte, waar die jaartal nou vinnig loop, na die ewige stilte. Te laat het ek verstaan, toe daar nog baie tyd was, waar vuur deur die gras gaan, bly uiteindelik net die as. Ek kon die vuur doodslaan, wat in my boesem brand, voordat het te ver gaan, en merke brand in hart en verstand. Jakkalsjank in my oë, wolwe huil in my siel, weswind wat die droë herinnering in my verniel. My vuurtjie en ek is op wag. My vuurtjie en ek is alleen. Die avondster winkel van ver, en die velde slaap omheen. En stadig sterwe die dag, soos een in sy armoed verlaat. Ongesien, ongeag, sonder suggie of lag, waar niemand van weet of van praat. Nou bly die lig alom, in stil aanbidding staan. Geen tampende bel wat die ure tel, net die sterre wat kom en gaan. Die osse met koppige buie, herkou nog stil in die nag, tot een vir een buk, en gaan lê by sy juk, met 'n sug na die trek van die dag. My vuurtjie is al wat nog lief, in die eindelose ruim met my, en sy stemmetjie dwaal soos 'n dientjie wat draal, om daar lang verby. Om jonkheids blye môre, en laggies lang verlewe, dan voel ek 'n traan in my oë staan, en ek fluister, Heer vergewe. Die slapende veld lê wyd, en weier die donkere see, wat my vuurtjie en my vanavond skei, van die wêreld se vreug en se weer. Ek weet, daar's fees vanaand, in menig verligte saal, maar geen een wat my mis by die dans of die dis, 'n balling vergeet en verdwaal. Maar al is ek, ver van die skaar in eensaamheidswoning getrede, ek voel my soos een, met die Heer alleen, 'n kind aan sy boom, tevrede. Dat hulle daar kan wees en fyn is.
die 4 perde waar, hy het nie naam nie, sy naam moet hy nog 4 perde waar, sy kan nie hou nie, sy's glad te swak alaai, hoekai, by die draai, een om af te laai, hoekai, by die draai, stil op by die draai, daar kom die waar, die 4 perde waar, hy het nie naam nie, sy naam moet hy nog kry, tante Linkie draai, stadig swaai, daaronder in die baai, tante Linkie draai, stadig swaai, daaronder in die baai, wat dra die waar, die 4 perde waar, net pure noentjies, en een moet achterbly, als ewe vry, die sal raai, wie moet achterlaai, laat my maar sê, Gisteroggend het ek nou gesê, julle gaan nou die geskiedenis maak, ek weet nie, baie bly is, al hierna toe gekom het, het so iets gedoen vir wat ons nou vanmiddag doen. Ons gaan 'n mooi foto neem, en daai foto gaan ons daar binnekant in die museum opsit, om ander mense aan te spoor om te doen, wat julle nou vanmiddag het gedoen, want ek dink dit is 'n wonderlike ervaring. En Ferdi, die ander toerleiers wat hier is, hoe werk julle ramp, so aan die baie dankie. Ons gaan dit mooi ordentlik doen om lê te maak en seer jou. Die oukie wat vir my die bultong gegee het, en die ander 2 ouens wat vir my die pakkie sweets gebring het, waar is dit? Hierso. Ons my nee, is nie aan die bereid is vir die onbesiering. Maar omdat jy nou voor gaan sit, het moet jy nou vir jou meisie uitkies. Saam met my daar voor en sit, wat? Ek moet wel af. Jonger en beter. Nee, jy mag nie. Want al Jy is veilig, ek is een van die vrouens offisiere wat nie hoef te trek. Tante Linkie draai, stadig zwaai, daaronder in die baai. Tante Linkie draai, stadig zwaai, daaronder in die baai. Daar kom die waar, die
Danny. Kom sien agter ons asseblief, sir. Agter ons. Dis reg. Piep. Wat van hou vas en ons sal hardloop. King of the mountain. He's the king of high school. Lion King! Marty Joe Young. Die kinders moet julle net agter asseblief hoor, want ek is bang julle moet as julle voel julle raak, dan moet ek jou maatjie help, want dan julle daar agterop. Mooi verder. Mooi. Kijk maar, ik ben er niet. Ik kijk maar.
Smalle lak gaan nog al.
Ja, Jaco, dit is Trek staan skandaal. Sjoe, moet jy dit so my. Op julle maatjies. Kijk je lekker. Dis 'n sleg ding. Links. Sy reg. Regtig IBS ry. Wat daar? Op ons, sit daai dik op. Waarvan ek weet wat dit gedoen is. En ek wil net vir al die kinders sê baie dankie. Jy vir Ferdi, hulle toerleiers, hulle stapspeler. Julle het julle self in die geskiedenisboeke baie dankie. Julle seuns op. Jy vir my net 'n mooi snouder as ons staan nie. Was dit nie vir hom en sy pa nie, dan was dit op die motor vandag gewees. Die wil nie net 'n mooi. Gaan nou. Niet. Hoe was dit? Dit was 'n belewenis. Dit was baie lekker. Sal julle dit weer doen? Enige tyd. Voor aan die jaar. Het julle dit al ooit gedoen? Nee. Dit was 'n belewenis. Wat was die lekkerste geweest? Om te ry. Om te ry. Om te ry. O, okay. En julle? Was dit lekker? Baie lekker. En julle? Nou die Ossewaard stoot. Die trein was lekker. Is die trein lekker? Die trein in die Ossewaard. Was lekker. Ja, die bal. Alright, was dit? Sê gou vir my. Was dit lekker geweest? Ja. Wat het julle geniet? Die briek. Die briek? Ja. Okay. Alright, hierdie seuns wat hier is. Was dit lekker geweest? Ja. Wat was die lekkerste geweest? Die stoot. Stoot. Okay. Die stoot. Wat was nog? Die ry. Die ry van die Ossewaard of die ry met die trein? Ry met die trein. Okay. Vir jou? En met die Ossewaard. Wat sê jy? En met die Ossewaard. Okay. Jy? Baie lekker met die trein ry. Baie lekker met die trein. Okay. Wat sê jy? Die trek. Die trek. Alright. Vir jou? Okay, ek dink die trek want ek het nog nie gery nie. Moet jy nog nie gery nie? Okay, julle gaan nou elkeen net. Want ek het nog nie gery nie. Okay, vir julle? Alles was lekker. Alles was lekker. Lekker geëet, alles. Ja, lekker bly. Alles was vir my ook baie lekker geweest. Kan ek gou vir jou vra? Eerlik nou, hierdie kinders het geniet. Ek dink dit was fantasties. Is dit? Ja, nee, dit was. Sou julle weer so iets met die kinders wil doen? O, verseker. Okay. Verseker, ja. Wat was vir jou so ver die hoogtepunt geweest? Die Ossewaard ry of die trein? Ek was nie op die trein nie. O, was jy op die Maar trein? ek dink die Ossewaard bied dit by verre. By verre. En vir jou? Ek was nie by die Ossewaard nie. Nou waar was jy? Ek het die fort gehou hierdie kant. O, okay. Maar baie dankie daarvoor. Ouboet, was jy saam geweest? Nee, ons later ontmoet. Moet julle later gekry? Ja, Hoor jy maar geniet jy dit so ver? Wat dink jy hierdie ja, klim op. Wat dink jy wat doen so ervaring vir die kinders? Ek dink dit is iets wat hulle nooit sal vergeet nie. Dis ons het goed. Baie mense hoor van die ding, maar dit is self aanvaar. Hande gehad het goed. So dit is baie goed. Sal jy weer so groep as jy vir mense sien, sal jy hulle aanraai om so iets te kom doen? Definitief. Ek dink hulle by al die skole moet dit aandring dat al die kinders dit draai kom maak. Okay. Baie dankie hoor. Sê. Okay, julle kinders wat hier is, nee, sing gou vir my net iets. Sommige Sari Mare. Hou net mooi vas, hoor.
what does it do to a child? You participate. Yeah, damn right I did. What a pleasure. It's getting back to the basics and a bit of exertion, but a reward at the end of the day. What a killer way to do it. Thank you for coming along. You're welcome. En die kamera vrou, die agter. Baie vrou, baie dankie. Baie mense. Baie mense. Ja, nou hier sit hy. Seker die mees bekendste man met sy wederhelf, oom Lourens Posheld en die tannie. Wat is tannie se naam nou weer? Nita. Hy is eintlik Posheld Lourens, hoor. Posheld Lourens. Ja. En ek is seker mense wat hierna dan die toe kom sal oom altyd herken met daai Grietjie kanon. Ek geniet mense. Nou oom Lourens, dis die storie. Nou vertel ons 'n bietjie die storie. Het oom hier groot geword en ja, ek het hier groot geword. Ek is gebore in Dundee. Ek het geboer op die plaas en ek het getrou. Ons het 6 kinders gehad en die laaste 2 was toe nog op skool gewees. Toe het my vrou multiple sklerose gekry en sy het heeltemal verlam geword. Toe sê ek, kom ons verkoop die plaas en kom bly in die dorp. En van 1981 af bly ek hier in Dundee. En ek geniet Dundee en sy mense hier. Ek wil net graag meer mense en meer treine hier hê. Dis wat ek graag wil hê. Nou waar kom oom se belangstelling vir die Anglo-Boereoorlog en Bloedrivier goed vandaan? Kyk, oor die tyd het die ding nou maar geeskaleer hierso, want hulle hou nou die reenactment elke jaar hier in Dundee, jy weet. En ons ou boere het nou daarop deelgeneem en elke jaar neem ek nou Grietjie saam na die verrigtinge daar en word Grietjie, dan skiet ons nou met Grietjie en ons beklei nou met maak nou oorlog met die Engelse, jy weet. En dit gaan nou weer volgende naweek gebeur, die 20ste. Want die Boereoorlog op Dundee begin die 20ste Oktober 1899. Nou, generaal Meyer het van Vryheid gekom en hy daar bo op die Talana berg het hy nou kamp opgeslaan. En kommandant Erasmus het op daai berg, dit is nou die Empatiberg, hy was daar gewees en hy het Long Tom by hom gehad. En die twee toe gereël dat kyk die volgende oggend, daai die Vrydagoggend sal nou die kamp die Engelse aanval en die Engelse was nou hier in die dorp geparkeer gewees, hulle het hulle kamp hier gehad en Erasmus was nou daar op Talana berg gewees. Toe 6:30 toe skiet Meyer toe in die Engelse kamp in. En die kolonel sê, what a audacity, making war before breakfast. I haven't even had breakfast. Dus hy wil eers enig ontbyt geëet het. Iske? Hy wil eers ontbyt geëet het. Jy moet nog eers ontbyt. Jy eet, jy maak nie oorlog nie, jy moet eers ontbyt eet. Nou in elk geval, toe hy nou ontbyt geëet het, toe sal nou uit na Talana toe om die boere nou aan te val. En hulle het hom gewaarsku, hy moet nie van sy perd afklim, hy moet in die agtergrond, maar hy wil, daar was toe so 'n bietjie van 'n stilstand, toe wil hy sê manne nou aanmoedig. En toe is hy nou gewond in die maag en toe het hulle hom nou teruggebring dorp toe. En die volgende oggend is hy toe oorlede. Maar in elk geval, die boere het nou die slag gewen daar. Daar is 74 boere het daar gesneuwel en daar het seker hier by die 200-300 Engelse gesneuwel. Maar in elk geval, die volgende oggend toe hulle nou die hulle kolonel is nou dood, wat gaan hulle nou maak? Toe telegrafeer hulle Ladysmith toe en hulle sê wel kyk, julle moet versterkings vir ons stuur want hierdie boere is met 'n mag wat bo op die berg is wat nog nooit in die oorlog was nie. Nou wat daar gebeur het, die mis was die oggend toe gewees en daai manne kon nie hier in die dorp sien nie. Ja. Na die geveg heeltemal verby is die mis het gelig 11 uur. Toe kon hulle nou eers sien wat gebeur het. Toe is dit te laat. Maar in elk geval die Engelse is toe baie bang vir hulle. Toe kry hulle nou van die lokale Engelse hier en hulle sê wel kyk, ons moet nou vlug terug Ladysmith toe. Maar ons gaan nou met 'n ompad hierdeur. Toe wag hulle tot Sondag nag 10 uur. Toe trek hulle hier uit die dorp uit. En hulle het nooit 'n ligpele gehad nie, in die donker getrek tot die volgende oggend. As hulle so 12 myl uit die dorp uit. Toe kon hulle daarom nou eet daar so. Want al wat hulle gehad het, want dit het katte en honde gereën van vis. Vrydag, Saterdag en Sondag. Al wat hulle kon eet is bully beef en biscuits. Nou ja, toe die son nou opkom en wat ook al, toe kon hulle beerslag en vleisbraai en brood bak en eet. Toe het hulle 3 dae getrek daarvan tot in Ladysmith. En dit is wat gebeur het.
Ja, so dit was eintlik 'n lekker gemors vir hulle gewees. Ja. Wat so ander baie bekende plekke is hier in die omgewing waar die mense ook kan gaan kyk? Ja, wel kyk, die ander plek is San Juana, jy weet. Dit is nou aan die boerekant nou is daar Elandslaagte. Want die boere daar was 'n Hollandse mag van Transvaal wat nou op Elandslaagte gekom het. Hulle het seker daar met 'n trein gekom. Maar in elk geval toe kom daar 'n trein, 'n Engelse trein van die Durban kant af, van by die Smith, toe keer hulle om voor en daar is drank op die trein. Yes. Toe kry hulle nou die drank en hulle hou toe party in die spoorwegstasie. Hulle dans hulle hande kere. Die Engelse dans en die boere die dans en hulle hou party en die volgende dag toe het hulle nou weer die oorlog, die slag van Elandslaagte. Nou daar is die boere toe verslaan. En dis wat daar gebeur het. Hoor jy oom Lourens, nou daar by help mekaar nee, ons was nou gister daar. Ja. Daai ou huise wat daar is. Ja. Ja, daar is nou een ou huis naby die Engelse fort waar die Engelse fort was. Ja. Kyk, die Engelse fort het maar sommer plekke in die grond gegrawe. En so daar was nie eintlik 'n fort nie. Hulle het maar net 'n dugout gegrawe. Dis waar hulle nou was. En hulle was nou daar gewees, nie eintlik in die boereoorlog nie. Daar het hulle nog gekampeer vir die Engelse oorlog in San Juana, jy weet, vir die Zulu-oorlog. Dis waar hulle daar gekampeer het. Nou daai huise is bitter oud daarso. Ja, hulle kom hier voor 1900, jy weet. Dit is die storie wat. Is dit nou van die eerste nedersettings toe die voortrekkers hier na toe gekom het? Daai blou kliphuise. Ja. Daar was 2 hotelle ook daar gewees, groot as jy wil. Ek weet toe ek nog 'n kind was, weet ek van die een hotel. Maar vroeger jare was daar 2 hotelle geweest. Die mense het lekker gedop daar, want dis op die pad wat nou afgegaan het. Britsburg toe, jy weet, dit was baie populêr geweest. En dis die laaste blanke beskawing wat jy nou gehad. Daarna jy oor die berg gaan, Pomeroy Together Ferry, is dit net swart is, hè. Ja, want as hartseer is daai huise so niemand stel meer belang nie. Wie is die eienaar van daai plek? Nee, daar is 'n Italianer wat daai plek het. En ek het gehoor hy het daai hele plek gekoop en hy wil dit weer oplig en weer. Maar dis al 10 jaar gelede, daar gebeur niks nie. En dit is wat Bedrillie is hy van. Nou toe, oom onthou die eerste keer toe ons probeer het om die Ossewaard deur Bloedrivier te trek? Ja, ek onthou. Toe het oom seker gedink ja, hierdie ou is nou regtig koekoes om nou so iets te wil doen. Ja, kyk, wat die outa moes gedoen het toe die osse in die rivier ingegaan het, moes hy die sweep geswaai het en geklap het en die hoe sal ek sê wakker gemaak het. Maar hy is toe dou en toe gaan hy goed staan en toe is daar nou 'n probleem, jy weet. Ja. Toe begin hy nou agteruit spartel en te kere gaan. Maar ons moet vir oom sê baie dankie. Ons het dit gister wragtig reg gekry. Dis seker die eerste keer in die geskiedenis, nee. Ja, sê my, het julle toe toue aangesit? Ja. Posveld het vir ons lekker leitoue aangesit. En al hierdie kinders op die video gaan oom 'n afskrif gee van dit. Hulle het gestoot en getrek. Ja, deur die rivier en ons het dit gemaak, nee. Was daar dan water? Daar was nie daar was, maar nie baie nie, maar so enkel diepte. Ja. Ja, dit is lekker. Maar wat 'n ondervinding. Ja. Jy sê hulle het dit geniet. Oom baie. Sal julle nou weer kom in die toekoms? Definitief. Jy weet julle moet miskien so kom dat julle kom hierso as die reenactment aan die gang. Ja. Ons gaan dit reël vir volgende jaar dan nie. Dan gaan ons die helfte van die dag daar spandeer en die ander helfte by Bloedrivier met die trek van die Ossewaard. Nee, dit is heel interessant met daar as julle nou kom dan is daar iets vir alles. Ja. Die Engelse met hulle mooi rooi met hulle uniforms en baie statig, jy weet. Kyk, hulle het vir ons ook eerwag gestaan met ons troue, die klomp Engelse met hulle rooi. My genade. Weet jy daarvan? Weet jy dat ons twee die wedding show Ja, oom Lourens het my gesê.